Goeienaand my broeder, hoe gaan dit? Baie goed en met jou. Ja, wat ons gaan voort, lekker warm hier op die suidkus. Ons het 3 bataljonne muskiete waarvan 2 in die lugmag is en die ander is infantry. En dit lyk vir my hulle het unlimited resources as dit kom by replenishment of forces, want hoe meer ons hulle so ja, dit gaan goed. Ja, klink asof ek vir jou baie sterkte moet toewens. Ja, wat it's 'n ongoing battle, hè. Ja, nee, verseker. Ja. So, dit is ons tweede opname. Ek is baie excited. Ehm ek ons het laas gesê ons wil net kyk na 'n paar definisies van teologiese tools wat ons gebruik om die skrif te benader, om seker te maak dat wat ons wel lees en uit die skrif uitkry die regte ding is. Onthou ons het gesê dat dit nie net die persoon van Christus Jesus wat vir ons belangrik is tot saligheid nie, maar ook om te verstaan wat hy gesê het, om ook te kan verstaan wat daar geskryf staan sodat ons daarin gehoorsaam kan wees as ek reg. Ja. So Korrek. soos ouer gewoonte gaan ek vra my broeder dat jy vir ons sal bid en dat ons die Here se seën sal vra oor dit wat ons hierso doen. Ja, nee, dis alles reg. Kom ons maak ons harte stil. Onse Vader in die hemel, dankie vir die voorreg wat ons het om u naam te ken en in en deur u te kan gaan na die Vader en u seën te kan vra op die gesprekke wat ons het. Ag Here, u weet hoe baie belangrik is dit om u skrif reg te interpreteer en om geestelike verstand te hê wat u vir ons gee, en daarom bid ons u dit af, Here, om vir ons genadig te wees, sodat ons in en deur u gees lieflike gesprekke kan hê en elkeen wat saam luister kan insien en verstaan en dat hulle sal prikkel om ook hierdie goedjies na te vors en te oordink, en dat u vir ons help om al hierdie toerusting wat ons oor gaan gesels reg te gebruik tot die eer en verheerliking van die naam, en dit bid ons met dank. Amen. Amen. As Ja, hy Rudolf, ek wil net die intekenaars of die luisteraars net attent maak. Ons is besig om deur sagte ware te werk om die beste moontlike opnames te kan maak, wat op die oomblik bietjie van 'n tegniese frustrasie is. So as daar 'n boffin daar buite is, asseblief, as jy inzig het, gooi, laat ons ook hoor, laat ons weet hoe ons op die beste manier, die beste kwaliteit opnames kan maak. Maar vir nou doen ons maar met wat ons het om mee te werk, want ek dink dit is meer belangrik om die boodskap uit te kry as om dit in Full HD te doen, jy weet. Ja. So ons het laas week het ons nou mooi gekyk na die belangrikheid van regte interpretasie, en ons wil die week kyk na hoe is dit moontlik vir ons om by die regte interpretasies van die skrif uit te kom en seker te maak ons maak nie foute nie, want dit is dan vir ons baie belangrik dat ons die waarheid uit die woord uit kry. Korrek, ja. So ons het hierso, ek en jy saam eintlik, jy het vir my 'n lysie gestuur van teologiese woorde wat ons net wil bespreek. Ons gaan nou nie in diepte teologies daarin gaan en 'n hele, jy weet, diep studie daarvan maak nie, maar net 'n overview van die tools wat ons gebruik wanneer ons die skrif benader, sodat die luisteraars kan weet hoe kom ons by die konklusies wat ons kom wanneer ons na die skrif kyk. Jy weet, en net 'n paar definisies. So die eerste een wat ek hier voor my het, ek het 'n skerm aan die kant, so ek gaan dit nou nie op die skerm sit nie, maar jy kan maar net luister en dan maar net vir ons aandag gee daaraan. Interpretasie van skrif se definisie is die sistematiese proses om die oorspronklike bedoelde betekenis, konteks en boodskap van die Bybelteks as geïnspireerde woord van God te ontdek. Ja, daai is 'n mond vol. Ja, Rudolf, so eintlik weet om dit maklik te maak is dat daar is 'n sekere proses wat ons sistematies mee te werk gaan wanneer ons die skrif se bedoeling in die konteks van die teks wat ons lees wil uithaal sodat ons dit kan verstaan en dit is baie belangrik dat ons dit so verstaan sodat ons daaraan gehoorsaam kan word.
So Dit is korrek. so wanneer ons dan die skrif benader, is dit vir ons belangrik om sekere metodes van benadering te gebruik. Korrek. En die eerste een wat hier op die lys is 'n groot woord, hermeneutiek, né? So kan ons dalk Rudolf, kan jy dalk vir ons 'n inleiding gee van net 'n broad spektrum beskrywing van die woord hermeneutiek? Ja, kyk, hermeneutiek omvat redelik baie elemente en baie dinge. Maar as jy 'n vinnige definisie van hermeneutiek wil hê, dan is dit ook maar dit is die studie van die woord, of eintlik dit is die studie van hoe om die woord te bestudeer. Sekere beginsels en reëls en riglyne wat beproef is, wat 'n mens kan gebruik om by die oorspronklike of die ware nou tereg gesê daarso in die definisie van interpretasie van die skrif, die verstaan van die skrif, die sistematiese toepassing van hierdie metodes en riglyne en reëls sodat 'n mens kan uitkom by 'n gesonde gevolgtrekking. En dis eintlik maar wat hermeneutiek is. Hermeneutiek is 'n vakgebied, 'n vakgebied wat baie subvelde saamvat, as ek dit so kan stel. En dit is eintlik maar die oorhoofse term waaroor hierdie video sal gaan is hermeneutiek. So wat jy vir my sê is dat baie van die goedjies wat ons nou gaan bespreek, het alles te doen en deel van die woord en die applikasie, ek vertolk nou direk van Engels af in my kop. Nou kom dit Afrikaans by my mond uit. The application of hermeneutics, die dinge wat ons gaan bespreek dan nou verder vandag, het direk te doen met die application of hermeneutic principles. Ja, ek dink wat belangrik is om te besef is dat hermeneutiek is nou maar die naam wat daar besluit op is, maar dit kom weer op die beproefde standaard vir skrifinterpretasie. Ek meen, ek het 'n hele rukkie terug so 'n bietjie gaan nalees uit bronne uit en uit boeke uit oor waar kom hermeneutiek vandaan. En ek gaan nie in die detail dit kan nou sê nie, maar dit gaan so ver terug sê sommiges as Ezra en Nehemia, waar hulle die skrif interpreteer het vir die volk om vir hulle te verklaar wat sê die woord. Jy weet, en toe van daarof het die dinge gegroei en gevorder en uiteindelik het dit gekom by die Fariseërs en die kan ek sê daai godsdienstige milieu in Jesus se tyd, waar hulle ook daai beproefde metode gehad het. As ons dink aan Paulus. Paulus het aan die voete van Gamaliel geleer en daar's manne wat sê dat Gamaliel en Paulus het hierdie metode baie goed geken. En van daarof het hulle dit gebruik om die skrifte te interpreteer. En dan as jy nou so 'n bietjie verder aangaan, dan sien jy die vroeë kerkvaders het dit gebruik. Jy sien die hervormers het dit gebruik en dan sien jy ook baie mense wat vandag verskeie leringe voorhou, sê of roem daarop dat dit is wat hulle gebruik. Dit is nou die letterlik histories grammatiese metode wat eintlik maar die beproefde metode is van hermeneutiek, die beproefde standaard. Met ander woorde, beproef beteken dit is getoets en dit werk. En daar is baie al probeer om goeders in en uit te haal, maar eintlik wat ons vandag het is regtig 'n metode en 'n standaard en beginsels en reëls en noem dit alles saam wat werk. Dis waarop dit neerkom, ja. So ek het altyd so in 'n nutshell, jy weet, net so from the top of my head, as ek my seuns leer wat is hermeneutiek, dan vra ek hulle of dan sê ek vir hulle altyd die volgende vraag: who, what, when, where, why. Nee, daai vraag. So wie praat? Waaroor praat hy? Dis nou in die skrif. Wie praat? Waaroor praat hy? Wanneer praat hy? Met wie praat hy? Hoekom praat hy? En om daai vrae to saturate those questions with answers, kan ons nie net na die teks kyk wat ons lees nie. Ons moet ook na die teks kyk wat daarna kom. Ons moet na die teks kyk wat daar voorkom. So in ander woorde, nie net die skrifgedeelte nie, maar die hoofstuk en die boek as geheel. En dan ook is daar ander tekste in die skrif wat sal aanhaak en aanhang by die teks wat ons lees. So dit is 'n prinsip wat ons gebruik wat amper soos 'n sirkel.
Jy weet, jy kan die geheel net verstaan wanneer jy die gedeeltes uitmekaar uithaal en hulle verstaan, en dan kan jy ook net die gedeeltes verstaan in konteks van die geheel van die skrif. Ja. Ek dink 'n belangrike ding om by hierdie punt net vas te maak is eksegese en eisegese. Voordat 'n mens kom by hierdie letterlik grammaties historiese metode, want dit wat jy nou sê raak aan daai metode. Ja. Die hoe, wat, wanneer, waar, die induktiewe Bybelstudiemetode en al daai tipe van dinge het 'n vooraf beginsel en begrip wat ons moet vasmaak in ons eie harte en ook in die eksegese. En as ek sê eisegese, wat sou jy sê is eksegese? So, ek wil net my woorde mooi agter mekaar kry. Jy weet, ons as mens het 'n manier om dinge by onsself te wil aanpas. Eksegese is presies die teenoorgestelde van dit. Okay. So, wanneer ek die Bybel benader, kan ek nie die Bybel benader met 'n vooraf bedagte rade om myself te bewys in dit wat ek dink nie. Ja. Ek moet die Bybel benader om myself te conform of te vorm volgens dit wat die skrif sê. En om dit uit te vind, moet ek toelaat dat die skrif homself interpreteer en aan my openbaar, sodat ek die waarheid uit die skrif uit kan haal en myself dan daaraan kan onderdanig. En die enigste manier om dit te doen is om sonder ek wil sê voorbedagte rade, maar dit is nie die regte woord nie, om voor gedenkte dinge saam te vat wanneer ek die skrif benader. So in ander woorde, ek kan nie presuppositions, ja. So okay. Vooropgestelde idees. Dankie. Ja, so ek kan nie met 'n vooropgestelde idee die skrif benader en skrif soek om dit te substantiate nie. Ja. Nee, die eksegese is presies die teenoorgestelde van dit. Okay. Wanneer ek die skrif benader met die gedagte in my kop, ek wil weet wat die Bybel sê. Ek wil nie in die Bybel vind wat ek dink kan substantiate nie. Ja, jy wil nie kom met 'n idee na die skrif toe en dan is daar nou 'n versie of 2 of 3 wat dit nou kamstig bevestig en dan sê jy, kyk, die skrif leer wat ek sê nie. Ja. Jy wil uit die teks uithaal wat daar staan. Presies. En nie en dit is basies eksegese. Eksegese en die taking out, haal uit die skrif uit wat daar staan. Presies. En die goeie ding van die skrif in eksegese te studeer, beteken dat ek myself kan vorm volgens wat die skrif sê deur aan die skrif gehoorsaam te word. Waar Correct. as ek eisegese gebruik, staan ek die gevaar om die skrif verkeerd te interpreteer en dan is ek ongehoorsaam aan die skrif. En as ek ongehoorsaam is aan die skrif, dan is ek direk en consequently ook ongehoorsaam aan hom wie die skrif aan behoort. Korrek, ja. So eisegese, as dit nou die teenoorgestelde is as eksegese, dan is dit om in die skrif in te bring wat daar nie staan nie. Ja, hoe het jy nou gesê, vooraf opgestelde gedagtes. Ja. Vooraf opgestelde gedagtes of enige gedagte, waar al dit vandaan mag kom, of dit uit jou gedagtes kom of ander se gedagtes of uit ander leringe wat Pietie of Sakkie of Kosie sê, jy weet, om na 'n teks toe te gaan en om te vat en te sê, goed, ek bring daai gedagte van buite af in die skrif in. En ek druk hom daar binne in. En ek sê vir julle, sien, kyk, en ek speel met woorde om te sê, maar dis wat die skrif sê. Maar eintlik is, as jy die teks oopbreek, dan sê dit niks van wat hierdie buitekant stelling actually uitmaak, hierdie skrifgedeelte sê nie. Dis vir my eisegese en is baie interessant as jy stil staan vir 'n oomblik en jy begin so 'n bietjie kyk na wat mense sê. Selfs wat jy self kan baie keer sê, maar as jy net stil staan en jy vat iemand se stelling wat 'n skrifbewyse het saam met dit en jy gaan meet of daai stelling sê wat daar in die skrifgie staan, dan mag jy dalk baie keer agterkom dat daai stelling halfpad sê wat die skrif sê, maar daar's nog gedagtes wat ingebring word wat daai skrifstukkie nie sê nie. Ja. Jy weet, so
dis baie ek het dit al gevind, dis baie interessant om dit te sien. Dan kom jy net duidelik agter, hier's nou 'n gedagte ingebring en nie Ja. uitgehaal nie. En Ja. meeste van die tyd eintlik ek wil amper sê jy sal dit 10 uit 10 keer so vind met eisegese dat dit 'n equivocal is. Dis equivocation. Nou die Engelse woord equivocation beteken letterlik half truth. Soos dis 'n halwe waarheid. Jy weet en ek sê altyd en dis 'n goeie punt wat jy noem. Ek sê altyd jy weet as 'n mens brood bak, die meel en die sout en die olie en die water, dit is die waarheid. Maar dan bring jy suurdeeg by. En jy gooi die suurdeeg by al daai bestanddele en jy meng dit by. Daai bestanddele gaan nie weg nie. Die gedeelte van die waarheid is nog steeds daar. Ja. Dis daai wat bygelas is wat hom dan 'n leuen maak. So hulle gebruik eintlik die waarheid om die leuen palatable te maak, om die leuen om die leuen en dis wat eisegese doen. Hy vat die waarheid, hy las by dit by en dan maak hy dit unnoticeable. Ja, ja. Ekskuus, ek het ons nou in die vorige video gesê, julle moet my vergewe as ek maar spring tussen Afrikaans en Engels, maar my Afrikaanse woorde, my Afrikaanse airtime hardloop uit. So hy maak dit unnoticeable. So in ander woorde, die leuen glip verby. Ja. En jy begin dit glo as waarheid. En dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Want so kom ons ek stem 100% met jou saam. Kom ons gebruik 'n het die wêreld met homself versoen deur Christus Jesus, wat absoluut die waarheid is. Maar wat mense dan nou by sit is, sien jy, nou is almal sommer net gered uit die staanspoor uit. Ja. Jy weet, sê God het ons met hom versoen, so die hele wêreld is gered en so ons kan maar rustig wees. Ja, en dan dit het die waarheid in, maar dit het ook daai leengedagte in. Ja, en dit lei natuurlik na die plek waar ons nie hoef te bekommer oor die sonde wat in ons lewe is nie. Presies, Jesus is ja. aan die kruis mos vir ons sondes dood. En daai sondes is vergewe. Dan sê hulle maar dan gaan dit nou nie net meer oor die sonde wat ons gepleeg het nie, maar ook oor die sonde wat ons gaan pleeg. En dan maak dit ons complacent oor die heilige lewe wat ons voor Christus moet lewe. Absoluut, ja. En dis 'n baie gevaarlike ding. Kyk, en hier's nou 'n goeie voorbeeld daarvan, want as jy net verder aflees in daai gedeelte, dan skryf Paulus nie net dat God het ons met hom versoen nie, maar hy skryf ook dat ons moet ons laat versoen. Jy weet, terwyl hy mense stuur om die evangelie te verkondig en met jou te werk en met iemand te werk, moet jy reageer daarop. So solank as wat die Heilige Gees daar is en met jou hart praat om te bekeer en daai vrede van God wat hy in die kruis vir jou beskikbaar gestel het. Maar solank as wat hy die wil in jou werk om dit te vat, moet jy dit vat. En dis wat daai skrif verder sê. So nou het jy 'n groep mense in die wêreld wat hardloop met die gedagte van God het ons met hom versoen, so ek kan careless wees soos wat jy dit nou gestel het. Maar dit is 'n halwe waarheid en 'n halwe leuen. Wat nou 'n volle leuen maak. Ja. Maar as jy die teks in daai gedeelte in sy volheid gaan beskou, dan sien jy, wow, God het sy kant gebring, nou roep hy die mense op om sy kant te bring. Ja. En dit skep vir jou die volle prentjie van die versoening. En as iemand daai ding snap, dan kan hy waarlik gered word en nie net sê, maar ek is gered net omdat Jesus gekruisig is nie, maar ek is gered omdat ek die kruisiging van die seun aanvaar het. Ek het deur die genadewerking van God by die punt gekom waar ek bekeer en ek het hom aanvaar, ek het geloof in my hart gekry. Ek het my laat versoen. Ja. En dit is 'n baie goeie voorbeeld dink ek uit die skrif uit van eisegese wat gevaarlik is. Absoluut. En dan dink ek ook dis 'n goeie voorbeeld wat ons kan gebruik vir die application van hermeneutiek. Want soos hy sê, God het die wêreld met homself in Christus Jesus versoen, maar dan sê die woord ook, wees julle dan heilig soos wat hy heilig is. En dan vra ons maar, hoe doen ons dit? Dan sê die woord, but obedience is better than sacrifice. En dan vra ons, but what is obedience? Dan gaan ons Openbaring 22 vers 14 toe, wat sê, blessed are those that keep the commandments, and the faith in Jesus Christ. So op die einde van die dag kry ons soveel konteks in verskillende skrifte wat saamkom om dieselfde ding te substantiate. Ja. Dat daar nie meer plek is om maar ons hoef nie te worry oor sonde nie. Want nou kry ons word geroep tot heiligheid. Wees heilig soos ek heilig is. Om gehoorsaam te wees is beter as opoffering. Weet so nou kry ons 'n indikasie van maar ons moet die verskillende skrifte bekyk.
Dat Ja, hulle sê. mekaar kan interpreteer. Dit is presies ook waaroor hermeneutiek gaan. Dit is een van die beginsels wat daar is. As jy in 'n gedeelte iets lees, kom ons gestel nou of veronderstel dat daar staan nou deur die geloof is jy gered of geregverdig, dan gaan kyk jy na ander gedeeltes wat oor dieselfde onderwerp praat van dieselfde skrywer en kyk hoor hierso maar het hy net by daai gedagte gebly of het hy uitgebrei daaroor. En as jy daai volledige prentjie gekry het van wat hy daar gesê het, deur die geloof is ons geregverdig, wat regverdiging beteken alles en wat hy bedoel daarby, dan weet jy wat dit beteken en dan gaan 'n gedeelte soos Jakobus byvoorbeeld wat sê jy het geloof saam met die werke wat jou red, nie vir jou 'n die mekaar speel wees nie, want jy wat ware werke voortbring en nie net sê geloof maar daar's geen werk nie. Dis 'n beginsel wat 'n mens uit die hermeneutiek uit kry is dat jy kyk na jy kry iets in die skrif wat vir jou 'n gedagte gee en jy gaan bevestig dit in ander gedeeltes van die skrif met dieselfde outeur en dan kyk jy ook maar wat sy broeders gesê het, jy weet, hulle behoort nie die verskillende goeters te gesê het nie, maar jy kry baie mooi volle prentjie van wat die woord vir jou leer. Ja, so jy weet baie keer vind ek ook dat dit nie net altyd soos jy sê dieselfde outeur is wat vir ons 'n duidelikheid in veral nie as ons kyk na en ek gaan nou 'n bietjie vorentoe skiep. Ekskuus Rudolf, maar ek wil net die punt maak. As ons kyk na die eskatologie, dan kry ons in die hermeneutiek, ekskuus, ek is in Natal, so hier's nou klomp goggas hier om my. Dan kry ons in die hermeneutiek uit verskillende boeke uit skrif van verskillende outeure wat dieselfde ding substantiate, wat dieselfde prentjie teken. Die een teken vir ons 'n raamwerk en die ander een kleur hom in. Ja. En dan sit die ander een vir ons die detail by. So as ons nou al die skrif bymekaar sit, dan kry ons 'n 3D prentjie van dieselfde ding uit verskillende oogpunte uit, maar hy teken, dis soos ek sê altyd as ek na 'n saak dink, dan sit ek 'n kamera in elke hoek van die dak. En ek sit die saak in die middel. En as ek klaar afgeneem het, dan gaan kyk ek eers na elke kamera se, jy weet, en ek is nou besig om 'n metafoor te gebruik. Ek maak net 'n voorbeeld. Daar's nie letterlike kameras nie, maar ek gaan kyk na elke aspek en elke point of view voordat ek 'n konklusie maak van wat eintlik in daai prentjie aangaan. Korrek, ja. OK. Daar sê. Nee, dit is so. Ek dink ons het nou kyk, dit is hermeneutiek is eintlik 'n kan ek sê dit kan 'n baie lang studie word en 'n baie lang gesprek word as 'n mens oor elke beginseltjie en elke reël in diepte moet gesels. Ons het net 'n paar voorbeelde nou genoem wat ons ook nie geweet het voorheen totdat dit nie vir ons voorgehou is nie. Jy weet en ek moet sê vandat ek dit geleer het, is daar 'n drastiese verskil tussen hoe ek nou na die skrif kyk en hoe ek die skrif benader teenoor hoe ek dit voorheen gedoen het. Met baie van my eie voorveronderstellings, met baie van my eie idees en gedagtes wat ek graag wil hê die skrif moet sê vir my. Jy weet, maar as jy eerlik en opreg na die skrif toe gaan om uit te haal wat die skrif sê, en ek dink dis 'n baie belangrike beginsel wat jy in jou hart moet vasmaak, is dat jy moet besef, die woord van God is die woord van God. Dit is jou standaard. Jy sê nie vir die woord nie. Die woord sê vir jou, jy weet. So jy moet daai submissiveness of daai onderdanigheid hê aan die skrif waar jy sê, dis 'n sagmoedigheid. Dis 'n ekskuus ek val jou in die rede, maar dis 'n sagmoedigheid. Dis 'n vrug van die Gees om sagmoedig na die woord toe te kom en te sê, Here, ek is die klei en U is die pottebakker. Vorm my deur U woord soos U wil. En ek is bereid om gevorm te word. Ek is sappel in dit. Korrek. Ja. Nee, 100%. Ek stem saam en ek dink dis maar soos Dawid gepraat het in Psalm 51, ondersteun my met 'n gewillige gees en gee vir my en skep vir my 'n rein hart. Jy sien, want die ding is 'n gewillige gees is daar om te sê, Here, hier is ek's gewillig om te luister. Ek's gewillig om te hoor wat U vir my sê. En 'n rein hart is die ene ek het al my motiewe en al my agendas en alles wat ek na die skrif toe wil bring, wil ek hê moet verwyder wees wanneer ek tyd met U woord spandeer. Dis geweldig belangrik. En
dit bring my eintlik maar by die interpretasie metode, die beproefde ene. Die letterlik histories grammatiese metode, want alhoewel die naam dit nie sê nie, is daar 'n geweldige baie belangrike beginsel wat ons moet snap voordat 'n mens inspring, pens en potjies om hierdie ding te begin leer en bestudeer en toe te pas in jou Bybel, in die Bybel wat jy het. So, as ek mag sê wat die eerste beginsel is Gooi. jy gereed vir hom? Luister, bring hom. Ek wil net seker maak jy wil nie dalk nog ietsie sê nie, maar is reg. Nee, ek het iets in die gedagte, Rudolf, maar gaan jy voort? Jy's op die regte pad daar, broer. Ek gaan jou nie stop nie. Dan gaan jy, ek luister. Kyk, soos ons gesê het, ons gaan nie in detail en sistematies punsgewys deur elke beginsel nie. Ons het net 'n algemene gesprek nou hieroor. Ja. Soos wat ons ervaar, die Here ons ook lei en die gedagtes opbring. Kyk, jy moet besef dat die woord is geïnspireer deur God en uitgeasem deur God, die Heilige Gees. Dis reg, ja. So jy kan nie na die skrif toe gaan en dink jy gaan met jou intellektuele verstand alleenlik die skrif probeer oopbreek vir mense nie. Dit is 'n geestelike boek. Die letter is dood. Ja, die wet maak dood en die Gees maak lewendig. Maar as die Heilige Gees die woord van God nie vir jou oopbreek nie, as hy nie vir jou help om dit te verstaan nie, sê die skrif vir ons, dan gaan ons nie verstaan nie. Die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie. 1 Korintiërs 2, kan maar dit gaan lees. En daar is Paulus besig om dit baie duidelik te maak en te sê, luister, die wêreld het Jesus verwerp en gekruisig. En hulle verstaan nie die wysheid van God wat in die skrif opgeskryf is nie, want hulle is nie, want hulle het die Gees van die Here nie ontvang nie, maar van die wêreld. Maar Paulus sê, ons het die Gees van Christus ontvang. Ons het die sin van Jesus. Ons vergelyk geestelike dinge met geestelike dinge. Daar sê, so jy moet besef dat as jou verhouding met die Heilige Gees nie reg is nie, mag jy regtig foute begaan in die interpretasie van die skrif. En dis vir my die heel eerste beginsel. Rudolf, erken hom. Op daai punt, hoe maklik is dit vir ons as mense wat glo dat ons in Christus is om die woord verkeerd te interpreteer? En ek praat nou uit my en jou lewe uit. Ek meen, as ons nou dink aan ons eie getuienis wat ons op 'n later stadium seker sal deel, dis nie, ek wil nie nou sien toe gaan nie. Ek vra maar net, hoe maklik is dit om te dink ons is eintlik reg in die skrif, dan is ons verkeerd? Ek dink dis geweldig baie maklik. In die eerste plek voel ek dit is alreeds vir mense moeilik om te wandel in die Gees, met ander woorde om te luister na die Heilige Gees, te verstaan wat sy werk en funksie en rol in jou lewe is ten opsigte van sonde en heiligmaking. Dis alreeds 'n uitdaging om dit te doen. Nou nog om na die skrif te gaan en om daar uit te haal ook wat hy aanvanklik bedoel het, wat soveel elemente en goeders inbring wat 'n mens moet oorweeg en beoordeel. Jy moet 'n sound mind hê, soos wat die skrif sê. Jy moet 'n gesonde verstand hê. Ek wou sê jou gewete moet skoon gewas wees, jou motiewe moet rein wees, soos ek nou gesê het. Want die skrif sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. Jy dink nog vir 'n oomblik, nee, ek het 'n skoon hart wanneer ek nou na die teks toe gaan. Maar as jy weer kyk, dan kom jy agter jy het eintlik maar so 'n bietjie jou sin probeer kry en nie God se sin nie. Ja, dis maklik. Vir my is dit maklik. Jy kan maklik. Die ding is, Rudolf, ons kan ook nie die skrif emosioneel benader nie. Want weet jy wat, nee, ek dink nou 'n bietjie vorentoe, maar baie van die dinge waar ons kan raak of waaron ons gaan raak, mag dalk 'n emosionele impak op mense as hulle emosioneel daaroor dink. Okay. So, dis baie belangrik dat ons die skrif nie emosioneel benader nie, want as ons hom emosioneel benader, dan neem ons aanstoot. Maar sê gou vir my, wat bedoel jy met emosioneel? Wanneer weet jy wat is die moeilikste ding vir 'n mens om te doen, is om onmiddellik inkeer te kry in jou hart as jy van die verkeerde ding geconvict word, of dit
direk deur die Heilige Gees is en of dit is jou broer wat na jou toe kom en vir jou sê hoorie broer, jy het teen my gesondig. En is daar nie 'n absolute sagmoedigheid sonder daai emosionele selfverdediging. Want kyk, die mense natuurlike reaksie is om myself te verdedig. Ja. Ek wil nie aangeval voel nie. En weet wat, nee, dis eintlik ek gaan dit nou noem in die charismatiese kerke. Dis 'n groot ding in die charismatiese kerk om te sê jy mag my nie judge nie. Don't judge me. Dis 'n emosionele reaksie. Wanneer dinge uitgewys word wat moet verander volgens skrif. Wanneer die skrif sê jy moet so wanneer ons doktrines behandel in hermeneutiek, eksegeties, wat sekere doktrines weer lê, kan jy nie emosioneel daaroor wees nie. Anders gaan jy die punt mis. Jy moet, soos jy sê, en wat daai gedagte vir my opgebring het is, you've got to look at it with a sound mind. For sound doctrine. With insight which is given through the Holy Spirit. Ja. Ja, dis hoekom vir my dis die eerste beginsel, want ons sê baie keer jy het die verligting van die Heilige Gees nodig wat baie akkuraat is. Maar daai werking van hom in jou lewe, jy het 'n verantwoordelikheid om dit gesond te hou. Ja. Jy het 'n verantwoordelikheid om dit toe te laat en ek het dit al baie keer ook gepreek en gesê dat jy kan nie die Heilige Gees bedroef en blus en dan dink hy moet jou ondersteun en jy moet daai saak eers gaan regmaak. Jy weet as jy in sonde leef of daar's iets in jou lewe wat jy weet nie reg is nie, wat hom bedroef en wat hom blus, gaan vra hom, gaan bid. Let dit af. En dan vra jy vir hom, Here, help my. Help my om my hart skoon te help my om hierdie prentjies wat ek vooraf inbring uit my kop uit te kry en dan net te ontdek wat die skrif sê. Ja. Ek weet ook, ekskuus ek val jou in die rede. Baie keer is dit nie iets wat jy persoonlik mee besig is nie. Baie keer is dit 'n wroging wat jy teen mense het. Ja. Jy weet, onvergifnis, bitterhede, jy's kwaad vir mense, jy's geïrriteerd met hulle of wat ook al. Daai goed moet jy af lê. Jy kan nie God is 'n verhoudingsmens en daar's baie dinge wat in die pad kan staan en wat hierdie kosbare werking van die Heilige Gees in jou kan belemmer om die skrif reg te interpreteer. Anders te kom jy met daai goeters en elk van daai skrifte en jy begin dit in te lees en elke liewe versie regverdig jou en praat van jou en beskerm jou, maar jy kom nooit tot die punt waar jy sê ek het 'n fout gemaak. So dis my belangrik. Jou verhouding met die Heilige Gees is baie belangrik. Ja, dis my beginsel 1. En wie, Rudolf, dis vir my verbasend, nê, as ek kyk na die praktyk vandag in die liggaam van Christus, hoeveel mense eintlik glo dat hulle die waarheid het. En dan is dit nie regtig so nie. En dan wanneer 'n mens dit aanspreek, is dit baie belangrik om te onthou dat dit word aangespreek in liefde en nie om aanstoot te gee nie. Ja. Nee, want dis baie maklik om aanstoot te neem wanneer dit wat gesê word nie in die pakket wat ek vir myself opgebou het, as dit is wat dit is om God te dien. En nou kom iemand en hy kom sê vir my, maar hoor hierso, daai pakket is lacking. Kom ons vat 'n voorbeeld. As ek dink aan die hervorming, Martin Luther hulle. Jy weet, dit het in 1517 gebeur dat hy daai 95 stellings in die deur vasgeslaan het. Jy weet, die hele Rooms-Katolieke bestel en die kerkhiërargie het 'n oortuiging gehad. Dat is okay, jy weet die aflaat, jy weet bring jou geld en ek kan jou, kom ons sê nou maar in plein. Ja, ek kan jou in plein taal, ek kan jou uit die hel uit koop, ek kan jou uit die hel uit bid, wat ook al die saak mag wees. Jy kan veilig wees, jy kan mense uit die hel uit koop. Dit was 'n baie omvangryke oortuiging, hoog op in die kerk. Ja. En tot by die hoogste vlak, die paus. Maar hier kom Martin Luther en hy slaan daai goed in die deur vas. En nou die punt wat ek daarby wil maak is, baie keer wil ons nie 'n ander lering aanvaar of die skrif se waarheid wat vir my uitstaan aanvaar, omdat die groter meerderheid van die sosiale omgewing dit nie so sien nie. Of dit nie so het nie. En dan hinder dit my om die skrif te vat soos wat hy hom vir my opgebreek het.
dis ook nog 'n rede hoekom mense nie die waarheid vat nie. Ja, hulle neem aanstoot as jy daaroor praat, maar ander mense neem op 'n ander manier aanstoot en sê, "O, hier's nou 'n waarheid wat die Here vir my wys, maar die Christelike omgewing soos ek hom ken, in die land of in die wêreld, hulle sien dit nie so nie." So Ja. dadelik omdat jy 'n people pleaser is, Jy wil nie of uitstaan omdat jy soos 'n seerduim nie. ja, of jy's bang vir mense of wat ook al die saak mag wees, dan sê jy, weet jy wat, ek skuif dit maar eerder een kant toe. Ek wil nie onnodig moeilikheid maak nie. Maar ek dink nie dis 'n gesonde ding nie. Nee. As die woord praat, praat die woord en aan die woord moet ons gehoorsaam wees. Ja. Ja. Ja, ek het in myself moet ek bieg. Ek het daai heeltemal teregheid ding in my, nê. Ek het glad nie daai people's pleasing binne in my nie, glad nie, nê. So en jy ken my en baie keer en ek gebruik nou myself as 'n voorbeeld. Baie keer is dit ook nie 'n goeie ding om hoe sê ek dit sonder om dit verkeerd te sê, om bombasties reguit te wees nie. Jy weet. So 'n mens kan reguit wees, maar 'n mens moet nie vergeet van die sagmoedigheid wat die Heilige Gees ook in 'n mens werk nie. Dis 'n vrug van die Gees. So jy weet dis een ding vir ons om reguit te wees, maar dis 'n ander ding om arrogant te wees. Ja, kyk, en dit is geweldig belangrik. Daar's 'n teksvers wat daaroor praat. Ek dink ons het al so 'n bietjie oor hom gesels, maar nie op video nie. Of op die internet nie. 2 Timoteus 2:24. Gaan jy omgee as ek hom lees? Glad nie, asseblief. Ek sal nooit omgee as jy skrif lees nie. Okay, hy sê so, en dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. Nou nie elke vraag is 'n dwaase vraag en nie elke vraag is 'n strydvraag nie. Ek meen 'n mens kan mos nou onderskei tref as iets dwaas is of uit dwaasheid uitkom of uit stryd uitkom. Baie mense soek net antwoorde. Maar in elk geval vers 24 gaan voort. Hy sê, en 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees. Daar sê, daai is 'n vrug van die Gees. Hy moet vriendelik wees, nê? Teenoor almal. Nie sommiges nie. Almal. Nou dit beteken van die ergste satanis wat verskriklik teenstandig of opstandig mag wees en rebels mag wees, tot die ou wat super Christelik lyk, maar hy ken eintlik nog nie vir Jesus nie. Al die kerklike antwoorde, maar hy mis die seën. Hy moet teenoor almal vriendelik wees en dan sy bekwaam om te onderrig, een wat die kwaad verdra. Klink dit nie vir jou soos lankmoedigheid nie? Die kwaad verdra. Absoluut. Ja. Daar sê, klink bekwaam om te onderrig, klink dit nie vir jou soos die verdraagsaam te wees, ja. Die apostels en die diakens vervul met die Gees en dan sê die skrif en hulle kon die Gees nie weer lê of weerstaan wat hulle deur gespreek het nie. Daai wysheid van die Heilige Gees. Hulle moet bekwaam wees om te onderrig. Okay, en dan vers 25. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys. Daar's nog 'n vrug van die Gees. Sagmoedigheid kom vir my in daarop, kom vir my neer op dat God laat toe dat jy deur 'n swaar tyd gaan en jy gaan deur 'n swaar tyd sonder om te kla en te kerm en kwaad te word daaroor. So, nou praat jy met mense wat nie glo wat jy glo nie. Jy probeer hulle help, jy probeer hulle wys en daar snaakse goed wat hulle vir jou sê en teen jou doen en jy moet dit verdra. Jy moet toelaat dat hulle nou maar dit doen in sagmoedigheid en nog steeds hulle die regte pad wys. So ja, ek hou baie van hierdie onderwerp wat jy nou opgebring het, maar ek sal daar stop. Dit vat my na die tuin van Getsemane toe. Ja. En the gods come to arrest Christ and Peter chops the guy's ears off or his ear off. Ja. En Christus vat daai oor en hy sit hom terug. Ja. En hy sê vir Petrus en ek gebruik nou my eie woorde, ek skets nou die prentjie, hy sê sit jou swaard weg. Ja, sit hom weg. Dit is wat moet gebeur. En daai sagmoedigheid wat die Here vir ons wys daar, wat hy vat daai man sy oor en hy maak hom gesond, wetend dat die mense gaan hom nou oorlewer om gekruisig te word. Ja. En hy maak sy oor gesond. Presies net so. Wow, wat 'n liefde is dit nie? Ja. Dit is ondenkbaar. Dis amazing.
So ek Ek dink dink dit is presies waarvan jy nou praat, is om te sê om verdraagsaam te wees teen alle mense, maar nou is dit vir ons moeilik, Rudolf. ja, dit Dis is moeilik om verseker. verdraag, ons is mense. Jy weet, Ja. en 'n mens kom op ons almal kom op 'n punt waar jy voel, man, ek wil nie eens met daai ou praat nie. Maar dis omdat ag kyk, 'n mens se hart is regtig so Bedrieglik. bedrieglik. So bedrieglik. So Skus, regtig jy kan in ek noem dit sodat ons daaroor kan praat, want baie mense, ek weet, skus ek val jou in die rede, maar baie mense sukkel daarmee om aanhoudend sonder ophou lankmoedig en sagmoedig te wees. Dis 'n moeilike ding. Skus ek gaan. Ja, nee, verseker. Dit is nie ek dink nie die gedagte is dat 'n ou in alles altyd perfek is nie, maar ten minste het ons die standaard in die skrif om daarna te streef en ons kan onsself daaraan meet. Ek myself het al baie keer geval daarin om iemand in sagmoedigheid reg te wys en vriendelik te wees wanneer ek dit doen. Maar so weet ek ook baie ander het daarin al geval. Hier is net die standaard en ek dink elkeen wat 'n leraar is, elkeen wat homself 'n leraar noem in die kerk, buite die kerk, waar ook al jy wil wees. Dis wat jy mee moet besig wees as jy ander wil reghelp. Is daar moet 'n vriendelikheid wees, sagsaamheid wees, daar moet 'n sagmoedigheid wees. Ja, ja. En daai is die dinge wat die Here sal gebruik. Sê die volgende verse. Hy sê of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. Nou kan jy vir jouself dink, Tot die kennis van die waarheid. waarheid. Okay. Ja, nie die kennis van die suurdeeg of albe waarheid nie. Kennis van die waarheid. Alhoewel, jy weet Rudolf, ek moet sê, Ja. dat God gee bekering deur kennis van die waarheid. Maar ek vind dat wanneer ek die suurdeeg bestudeer, dan maak die waarheid vir my meer sin. Jy sal dit maar vir ons luisteraars moet verduidelik by. Okay, so My okay. vriend. Alright. Kom ek hoe meer ek die valse doktrines nadat ek die waarheid agtergekom het, nadat die Heilige Gees vir my die waarheid openbaar het en ek het die waarheid begin sien en ek het die suurdeeg begin raak sien. Hoe meer ek die suurdeeg bestudeer het, hoe meer die waarheid vir my uitgestaan. Okay, Want ek kan die suurdeeg teen die waarheid meet. En naderhand hoe meer ek die twee langs mekaar bestudeer, hoe makliker word dit vir my om die suurdeeg raak te sien. Ja. Hoe makliker word dit vir my om die waarheid te verstaan en om die suurdeeg te verwerp. Ja. Jy hoor wat ek sê, ek praat nou spesifiek van suurdeeg soos in valse leringe. Hoe meer ek die waarheid ken, hoe makliker sien ek die leuen raak. En hoe meer ek die vyand bestudeer, dis soos wanneer kyk Paulus duidelik daar, we at war. Our battle is not against flesh and blood, but against the principalities and authorities of, darkness and evil. He says, dress yourself in the full body armor of God. We at war. And the more I study the enemy and his work, the more, hoe meer is ek teen hom opgewasse. En hoe meer ek die waarheid bestudeer, hoe meer wapens het ek om myself te verdedig teen die suurdeeg van die Fariseërs, teen die tools van die duiwel. Jy weet, so dis 'n baie belangrike ding dat ons en dis hoekom ek dink ons praat nou oor dinge soos eksegese, eisegese, hermeneutiek, al daai teologiese woorde, eskatologie. Ja. Jy weet, hoe meer ons dit bestudeer op die regte manier en die waarheid kan uithaal uit die skrif uit, hoe meer opgewasse is ons teen die slinksheid van die duiwel. Korrek, ja. Nee? Wat beteken ons is beskik ook deur die waarheid. Ja. Dis soos jy nou net gesê het in die wat sê Afrikaans nou wyk die Afrikaans ook nou van my weg. Die armor of God. Ja, die volle wapenrusting. Die wapenrusting, daar sê. Die beld van die waarheid. En as jy gaan kyk na 'n wapenrusting in daai tyd, die beld was 'n redelike belangrike item gewees in die uitrusting. Ja, want hy het baie dinge bymekaar gehou, né? Ja. En as daai beld nie daar is nie, dan val seker goed af van die lyf af en dan is hy nie meer beskik nie. So hy hou alles bymekaar. Ja. Die waarheid is the belt of truth. Ja.
Maar weet jy wat, dit bring my by 2 Timoteus 2 vers 15, wat sê, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Ja, so elkeen wat die woord ondersoek, en dis maar waarop eksegese op neerkom, hermeneutiek, dis waarop dit neerkom, is jy moet ywer insit, jy moet moeite insit, jy moet regtig besef, dit kom nie noodwendig net van self, dit pop sommer net uit nie, jy het nodig om te gaan sit met die skrif, in getrouheid, Ja, dit vat en tyd, te begin lees, en hierdie beginsels te vat, en te begin bestudeer, en toe te pas, saam met die Heilige Gees, en dan vir hom te vertrou, om jou te help om die skrif oop te breek, en wat oopgebreek is, te vat, te sê, Here, leer my nou hoe jy uit, en laat dit my hart toerus, jy weet, sodat ons nie hoef te skaam nie, dat ons dit kan regsny. Nou wil ek jou so vra, Rudolf, in konteks van dit, hoe belangrik is die samekoms van die heiligings om die skrif? Hoe belangrik is die samekoms van die heiliges om die skrif? Ja. Uit die aard van die saak, uiters belangrik. Is fundamenteel. Absoluut. Ek dink aan Efesiërs. Ag man, as 'n ou net so 'n bietjie gaan kyk na Efesiërs hoofstuk 4, ek klik sommer nou soontoe en ek gaan soontoe, dan sê hy daarso. Hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Om die heiliges toe te rus. Toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. En dan gaan hy so aan, tot die eenheid van die geloof en van die kennis tot 'n volwasse man. So dit is wat die Here wil hê, enige gemeente en enige samekoms moet bereik is dat die gawes wat hy vir hulle gegee het, moet hulle toerus om daai doel te kan bereik. Maar Rudolf, duisende mense kom elke Sondag in die kerk bymekaar. Ekskuus nou, ek wil soontoe gaan. Duisende mense kom elke Sondag in die kerk bymekaar. Hulle dink hulle is reg, hulle dink hulle is dit onder eksegese. Maar as ons die brood oopbreek, dan vind ons maar daar's fout. En ek praat nou nie van 'n spesifieke denominasie nie. Jy ken my en hoe ek voel oor denominasie en hoe ek voel oor church institution van die wêreld eintlik. Ek meen, jy weet, ek het dit in die laaste video ook genoem onder denominasionele instansie, waar daar verskillende interpretasies onder mekaar is tussen die AGS en die NG en die PPK en die APK en you name it. Hulle almal het verskillende interpretasies van dieselfde teologiese instansies, maar en elke een dink hulle sit onder eksegese. Maar dan gaan grawe jy bietjie dieper, dan vind jy maar daar's fout. En ek dink dit is een van die hoofredes wat ek en jy vanaand hier so sit. Hoekom ons besluit het om die video's te begin maak. Kyk, daai is nog altyd hoe kan ek sê, 'n raaisel. Maar ek dink nie dit is soveel van 'n raaisel soos wat dit die skrif vir ons inligting gee daaroor nie. Uit die aard van die saak, die skrif is die skrif en hy sê wat hy sê, hy kan nie 8 verskillende goed sê nie. Ons het in die vorige video so 'n bietjie hieroor gepraat. Maar vir my kom dit neer, wat is die standaard? Ek meen, kom ek sê gou so, wanneer mense 'n projek hardloop, dan is daar sekere uitkomste wat jy in die projek wil bereik. So jy het 'n afmerklys wat vir jou sê, dit is hoe sukses lyk. Sukses lyk so en so en so, en as ek hierdie punte bereik het, dan weet ek is 100% op spoor met my projek. Quality control merkers of wat ook ooit wil noem, dis dalk nou die verkeerde woorde, maar in elk geval, net so werk dit met skrifinterpretasie. Die oomblik wanneer jy hermeneutiek goed ken en jy sien hierdie beproefde metode is daar vir ons gegee oor die eeue heen, om dit in en deur gebed en met die Heilige Gees toe te pas op die skrif, dan word dit vir my daai maateenheid waardeur mense se leringe getoets kan word. So kom ons sê nou, jy gaan stel 'n lys van dinge op, jy gaan stel die reëls en die beginsels en goeders nou mooi op in 'n afmerklys, en dan vat jy 'n stelling en jy vat 'n lering en jy gaan toets dit en jy sê goed,
wat hierdie ou sê, met hierdie skrifbewyse, voldoen dit aan daai reël, voldoen dit aan daai beginsel, voldoen dit aan daai riglyn. En so kry jy 'n baie goeie idee. Ek gaan nou nie in detail ingaan nie, maar ek dink ek gaan jou net vinnig die antwoord gee. As jy na die tyd agterkom dat daai stelling is 20%, kom ons noem dit maar 20% uit al die reëls en beginsels wat daar is in hierdie beproefde metode. Hy voldoen net 20% daaraan. Maar die ander stelling oor dieselfde onderwerp voldoen 80% of 85% daaraan. Watse een dink jy is die mees akkuraatste volgens die skrif en die beproefde metode? Ja, ek dink dit sal die een wees met 85%, maar dan bly daar Ja. nog 'n 15% oor. Daar's hy. Maar dan gaan jy en dan werk jy met die 15%. Die punt van die saak is net almal sê iets anders oor die skrif want hulle interpretasie, daar's 'n verskil fundamenteel of een of ander plek by hulle interpretasie moet proses, ekskuus, is daar iets fout. Wat beteken daar's eisegese teenwoordig? Daar's een of ander iets van hermeneutiek wat gebreek word Ja, om hierdie verskillende stellings te kan kry. moet wees. Anders Dit kan nie moet anders ons nie. sê, daar's hy, anders moet ons sê hermeneutiek het foute. Ja. Anders en- moet ons sê, en dit- anders dit kan nie wees die metode werk nie, want kyk, almal gebruik dit, maar hulle kom nog steeds op by verskillende goed uit. Nee, maar dit beteken dan hou gevas. Dit beteken dat hulle hom eintlik verkeerd gebruik. Daar sê. Nou goed, Want ek Daai meen stryk- jy kan nie steak met 'n vurk sny nie. jy kan hom breek, probeer. Maar jy kan hom nie. jy kan Jy hoor wat ek sê? jy kan probeer. Ja. Of jy kan nie water skep met 'n sif nie. Jy skep hom met 'n emmer, Ja. né? So elke jy weet in die houtwerkklas op skool het ons 'n meneer gehad en daai meneer het altyd vir ons gesê, luister, jy gebruik die regte tool vir die regte job, anders gaan jy jou vingers verloor, Ja. né? Hy het ons so gesê. Ja. En dis Yes, dieselfde ding met die skrif. Jy moet die regte tool gebruik wanneer jy die skrif benader, anders gaan jy die konteks en die waarheid verloor. En ek wil 'n stelling maak, correct me if I'm wrong, as ek verkeerd is, maar in die meerderheid van vandag se teologiese instansies is daar 'n probleem met die gebruik van hermeneutiek en daar is eisegese teenwoordig en ek het dit nou al gesien in die praktyk, in die meerderheid. Okay. Jy sê vir my, okay, maar jy sê ook nie vir my ek is verkeerd nie. Wel, ek sou graag wil jy moet so 'n bietjie uitbrei. Okay, so en ek gebruik elke keer en ek gaan dit weer gebruik die AGS en die NG Kerk. Né? Nou kyk Ja. ons na ons kyk nou na spraak van tale, Okay. né? So die AGS sê dat die spraak van tale is vandag nog steeds 'n apostoliese gawe. Dit word vir ons gegee deur die Heilige Gees en dan praat hulle in 'n babbelformaat, Okay. né? Wat ook aangeleer kan word. En hulle gaan vir my Okay. baie kwaad word as ek dit sê, maar dit moet nou maar so wees. Dit kan aangeleer word. Ek dink teen hierdie tyd het hulle dit nou al baie gehoor. Ja, Jy's verseker nie die eerste een wat dit sê. maar dan sê die NG Kerk dat dit hoort nie so nie. Want dit is nie meer vandag applicable nie, Okay. né? En nou kom die twee nie meer oor die weg nie. Want die ene, en ons praat nou van dieselfde ding, ons praat van die spraak van tale. Ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Dis fyn. Dis reg. So hulle kan nie albei reg wees nie. En hulle kan nie, jy weet, Ja, ek stem saam. wat beteken daar's 'n gebrek aan gesonde hermeneutiek Ja. binne in die instansies. Want anderste, as daar gesonde hermeneutiek was tussen die twee van hulle, sou hulle tot op 'n gelykon gekom het. En nou bring die gebrek aan gesonde hermeneutiek en eksegese, en ek praat van gesonde hermeneutiek, gesonde eksegese, bring 'n verdeeldheid in die liggaam van Christus, want hulle is veronderstel om die liggaam van Christus te wees. En dan kry ons dan vir Paulus. Paulus sê, het Paulus jou gedoop? Want sommige sê ek volg Paulus, sommige sê ek volg Silas. Sê is Christus Ja. dan teen homself verdeeld?
ek wil net geseker maak, jy het gesê dat die ongesonde gebruik van hermeneutiek veroorsaak verdeeldheid, is ek reg? Ja, het ek Okay. myself weerspreek? Jy het gesê die gesonde gebruik. Ek wou net Nee, ek seker het gesê gemaak daar's 'n het. gebrek aan gesonde hermeneutiek. Okay, Ja. nee, dis reg. Ja, Daar's dis 'n reg. gebrek aan gesonde hermeneutiek en gesonde eksegese. En daarvoor Ja. is die vrug daarvan skeiding in die liggaam van Christus, want daar word nou oor dieselfde ding in die skrif nie meer ooreengestem nie. Ja. En albei sê hulle volg Christus Jesus. Albei sê hulle is gelei deur die Heilige Gees. Albei sê is geïnspireer. Maar Maar hulle wag, stem nie met mekaar saam nie. Hoe is dit moontlik? ek dink dit is eenvoudig. Albei sê so. Maar hoe lyk die toets? En dit is op die einde van die dag waarop dit neerkom. Want kyk, as ek die skrif reg verstaan, dan sê Johannes vir my dat hy wat uit God gebore is, luister na die waarheid. Daar in 1 Johannes 4. So nou, die woord van God is die waarheid. So as ons dan om die skrif sit, kom ons vat jou voorbeeld nou en ons sê kerk A, B, C en Z sit rondom die tafel. En hulle bespreek nou, hulle gaan nou die eksegetiese terme toepas of dinge toepas om die skrif oop te maak, sodat hulle kan kyk wie van hulle vat dit mis en wie van hulle vat dit raak. Dan gaan ons kyk wat is die toets rondom die tafel. Ja, Want daar as gaan die jy vrug sien sal wat is geken word. daar gaan jy sien wat is die vrug. Daar gaan jy sien wanneer die beginsels toegepas word en hier is nie 'n uitdaging nie. Dis nie 'n uitdaging om te sê hoor hierso ek daag Sakkie en Kosie nou uit om dit te doen nie. Dis 'n waarneming en dis 'n gedagte wat opkom. Die toets is dalk eerder nie in wat iemand sê nie. Maar ek het dit so gedoen en jy het dit, die toets is dalk eerder om regtig rondom die tafel te sit en te submit onder die skrif en te sê kom ons kyk wat sê die skrif en kom ons meet dit aan hierdie maateenheid wat ons alreeds as beproef het en dan kyk ons wat sien is die naaste aan dit. Dan sien jy wat is gesindhede. Nou, Rudolf, Dis maar wat ek dink. Dis maar nee, wat jy's ek dink. doodreg. Ek stem met jou Dis 'n saam. moeilike ding. Dit ja, maar ek dink nou jy ken my, ek dink nou eskatologies daaraan. En ek weet nie of nou die regte tyd is om jy weet diep in dit in te gaan nie, maar die skrif is duidelik dat nou is die weg en min is daar wat dit vind. Ja. Jy weet so op die einde van die dag weet ons dat daar sekere redes is Ja. wat dit so is. En ek meen as ons het 'n ek dink ons het 'n formaat wat ons wil volg met die video's, so ek wil nou nie vooruitspring nie. Ons gaan daarby uitkom. Ek beloof. Eintlik, kom ons los dit as 'n tidbit. Incentive om die volgende video's ook te kyk. Ons gaan daarby uitkom. Hoekom is dit so dat daar in soveel denominasies oor dieselfde skriftelike aspekte soveel verskillende interpretasies is? Ons gaan kyk na die redes. Ek wil ook net weer eens sê, ons is nie besig met mense nie. Ons noem nie name nie. Ek noem denominasionele instansies se name omdat dit instansies is. Ja, en is voorbeelde want dit is 'n realiteit. Ek meen dit is dis 'n publieke feit. Ja, en daarom het ek vroeër gepraat oor die emosie. Ons kan nie emosioneel daaroor dink nie. Ons kan nie emosioneel word wanneer ons dinge hoor waarvan ons nie hou nie. Ons moet met gesonde with sound minds we've got to weigh the evidence. And we'll come to the evidence. Believe me, we'll come to the evidence. There's more than enough of it. I mean, you know, there's more than enough of it that I can promise you. And we've got a lot of videos to make before we can actually satisfy the amount of evidence that we have to all these attestations, you know. But wat ek meen is ons het genoeg, soos jy gesê het, genoegsame bewyse van die dinge wat ons kwytraak. En dit is 'n feit dat die AGS en die NG Kerk nie ooreenstem oor die spraak van tale nie. En ons het nie gepraat nou regtig oor die uitoefen van tale en of dit nou hermeneuties, eksegeties korrek uitgeoefen word nie. Dit is 'n aspek vir 'n ander dag en dit is 'n video op sy eie eintlik. Maar op die einde van die dag as ons kyk na die institusionele instansies wat nie oor die weg kom nie, daar's rede daarvoor. Ja. En daar's genoegsame rede daarvoor.
Die vraag is net, is die luisteraars bereid om daai rede met 'n sound mind in te sien sonder om aanstoot te neem omdat hulle emosioneel raak. En dit is hoekom ek vroeër gepraat het, is baie belangrik dat ons nie emosioneel na die dinge kyk nie. Ons is nie besig om enigiemand aan te val nie. Ons wil net ons wil net die feite tafel toe bring en sê maar dit is wat ons gevind het toe ons eksegeties, hermeneuties na die skrif gekyk het en in die praktyk gaan kyk het en die twee te mekaar geweeg het en dit is wat ons gevind het. Korrek. Ja, en ek dink om dalk aan te las by jou gedagte van om nie emosioneel te reageer wanneer 'n mens na die feite begin kyk en na die beproefde metode begin toepas op goeters nie. Dit kom vir my neer op selfverloning. Ja. Ek dink as ons hoe kan ek sê, alreeds begin het om Jesus te volg en alreeds begin het om ons kruis op te neem en onsself te verloon, dan is daar nie altyd baie plek vir hierdie aanstoot om op te kom nie. Hierdie selfverdediging nie. Waarom jouself verdedig as hy dan verloon is? Ja. Waarom jouself regverdig as hy dan verloon is? As die vlees dood is, ja. Waarom dit so persoonlik maak as die self verloon is? En jy het dit gedoen deur toe jy die waarheid gehoor het van die kruis. Jy weet, so die waarheid het jou vrygemaak, die waarheid het jou rein en heilig gemaak, die waarheid het jou gelei om Jesus te volg en jouself te verloon. Daarom moet 'n mens kan sit rondom die woord en koelkop te kan luister na die feite. Ja. En dis so ek het voel. Ek dink nie ek in my persoonlike hoedanigheid is eerlik, ek kry dit nie altyd reg nie, maar die Here sê vir my, verloon jouself. Dis die gedagtes wat by my opkom. Dit gaan nie oor jou nie, gaan oor die vryheid in die aanvaarding van die waarheid. Wat ek in myself ondervind het, jy weet. En ek ook, ek meen ons is almal mense, Rudolf. Daar's nie een van ons wat 100%, we are all sinners and fall short of the glory of God, and therefore we are all in need of the grace of our Lord Jesus Christ. And He has been so faithful in affording us the grace that we have. And I always say this, grace is the opportunity to repent before the Lord returns. You know, grace is the opportunity for me to conform to the character and the commandments of Christ. Grace is the opportunity for me to submit to the scriptures and to the God of the scriptures before the Lord Jesus returns. And there's an absolute freedom in that. You know, when I come to realize the truth and I submit to it and I conform to it, and I realize, but now the truth has set me free. Yes, absolute. And now the only one that I'm indebted to an answer is the Lord Jesus Christ. Amen. And I'm also indebted to Him in that He's given me a certain amount of work to do. He's given me a commission. He said, go and teach them what I've taught you. Yeah. Right? Yes. As He said it to them, it's that commission still stands today, and it'll stand until He returns. Yes. Right? And until that day, we've got a job to do. Because, you know, and beautiful example of hermeneutics is that He says, go and teach them everything that I've taught you. And then He says, because the harvest is plentiful, but the workers are few. And the scripture ties up together. It's a simplistic example, but it's a beautiful example of how the scriptures substantiate one another. Yeah? Yeah. And we can go deeper into it if we really want to, when He says go and snatch them as if from the jaws of death. Ja. Uit die kake van die dood uit. So, ja. Jy weet, en wat is die kake van die dood? Dis ongehoorsaamheid aan die woord van God. En dit is beeldspraak. Nou kom ons terug na wat jy gesê het. Jy weet, ons gaan uit liefde om hulle uit die kake van die dood uit te gaan haal met die korrekte interpretasie van die woord, van die waarheid maak ons vry, en so leer ons hulle wat hy ons geleer het. Ja. And we bring in the harvest, and the scripture ties together. Ja. You know, so ja. En ons kan nie emosioneel daaroor dink nie, want as ek emosioneel daaroor dink, dan bly ek in die kake van die dood.
Ek bly daar, want ek is nie bereid om onder die waarheid te submit nie. Ek is nie bereid om te submit onder dit wat die skrif heel duidelik vir my sê, wanneer hy homself herhaaldelik interpreteer nie. En dis 'n baie belangrike punt. Die skrif sal homself herhaaldelik Ja. interpreteer. Daarom is dit vir my belangrik, daai woorde wat Jesus gesê het aan die Fariseërs en Johannes geskryf het, ook aan die gelowiges wat hy geskryf het, dat as jy nie uit God gebore is nie, dan luister jy nie na die waarheid nie. Dis 'n goddelike beginsel, dis hoe dit is. En dit kan die evangelie waarheid wees, dit kan 'n onderwerp waarheid wees, dit kan 'n koninkryks waarheid wees, dit kan enige tipe waarheid, soort waarheid wees wat uit die skrif uitkom. As jy nie uit God gebore is nie, luister jy nie na die waarheid nie. En dit is 'n rowwe een daai. So daarom vind ek dalk dat baie mense nie luister na die waarheid nie, na sekere goeters nie. En hulle moet weergebore word. En daarom vind ek dan ook dat mense wat weergebore is, en dis waar die raaisel inkom, hoekom luister hulle nie? Waarom? Maar ek persoonlik dink, ons moet nou ophou mekaar vrae te vra, sodat ons ophou voel ons moet dit antwoord, en ons moet dalk so 'n bietjie nou tot 'n einde kom. Ons moet mekaar 'n paar vrae vra dat die luisteraars daaroor kan dink. Want dis 'n goeie vraag wat jy vra. Maar weet jy, Rudolf, nee, dat daar is baie mense wat dink hulle is vry in die waarheid. En dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Ja. Want hulle is seker daaroor. En weet jy wat? Sorry, maar ek gaan dit sê, ek blameer die herders. Dis die herders se skuld. Rarig. Dis die pastore en die dominees en dis hulle skuld. Dat die mense dink hulle is vry in Christus en hulle is op pad hemel toe. Maar hulle sit nog in die kake van die dood. Want as die herders gesonde hermeneutiek en wie wat nie, gesonde eksegese gebruik het, dan sou dit nie so gewees het nie. Ja. En nou kyk, nou sê ek al jy praat verseker verseker uit jou persoonlike ervarings uit. Wat jy met leraars gehad het al, en in gesprekke wat jy al met hulle gehad het, dat jy kan sê. Die Here het my baie langs die leraars gesit in my loop. Ja. Dan sit my reg langs die leraar. En as ek hom sê, maar weet jy wat nie, dit wat jy daar preek en dit wat die Bybel hier sê, is hierdie selfde ding nie. Ja. Maar ek praat nie van 1 of 2 nie, en as ek die leraars moet noem, dan gaan baie mense weet van wie ek praat. Nee, jy hoef uit die aard van die saak nie, ek wil maar net genoem het, dat is nie, ek sal nog, dis nie iets wat jy in teorie sê nie, dis iets wat jy in die praktyk gevind het. Rudolf, ek praat uit die eskatologie uit. En ek kyk nou na 'n breë spektrum van denominasionele instansie. En dan moet jy met my saamstem. Wel, jy hoef nie, maar ek sou waardeer as jy doen. Ek sal eerder dat jy eerlik wees en as jy nie met my saamstem vir my so sê. So, en ek weet jy sal. Maar dat die meerderheid van denominasionele instansies sit onder leringe wat nie skriftelik is nie en klaar. Dis korrek. Dankie. En hulle dink hulle is vry in daai leringe, maar eintlik is daai leringe so gevaarlik dat hulle vind hulle self in die kake van die dood en is die leraar se skuld. Kom ons vat 'n voorbeeld. En ek is skaam om dit te sê nie. 'n sekere kerkdenominasie leer dat die baba doop red jou. Dis mos nie 'n waarheid nie. Daar's 'n hele paar van hulle wat dit leer. Maar verstaan jy? Dit kan nie wees nie, want hoe kan 'n baba van sonde bekeer? Wat 'n prerequisite is, jy sien nou begin ons met hermeneutiek. Nee, ek wil net genoem het voordat jy te diep in dit ingaan. Ek wil net genoem het, ek wil net gesubstantiate het, onthou jy het gesê ek moet saam met jou stem te doen ek het. So al wat ek sê is maar ek doen. Daar's 'n kerkdenominasie wat sê jy moet die baba red, anders word hy nie gered nie. Hulle is bang hy gaan dood terwyl hy klein is en dan sê hulle Ekskuus, herhaal net jouself Rudolf, jy het weggeraak daar. Hulle sê hulle is bang dat die baba gaan doodgaan voordat hy groot word. So jy moet hom doop sodat hy gered kan word, dat hy verseker gered kan word. So hulle sit hulle vertroue in die water en in die doop en nie in Christus nie. En dit is mos nie akkuraat nie. Kan nie wees nie. So daar's hy. So daar's en die punt wat ek wil maak is daar's baie mense wat omdat die herder so sê,
gaan hulle net saam. Ja. En die herder Dis herhaal net wat hy op kweekskool geleer het. waar ook al die herder dit vandaan kry. Waar kry hulle dit, Rudolf? Ja, So kom ons kyk obviously. na die Sy eie nominasionele kweekskool of instansie. 'n ander se kweekskool. Ja, maar kom ons kyk na die nominasionele instansie as 'n geheel, né? Ons noem nou nie 'n spesifieke kerk nie. So jy gaan na 'n teologiese college toe, right? En daar Ja. leer jy wat die denominasiekerk leer is. Dit word in jou ingedruk soos wat jy skool leer vir 12 jaar, né? So jy leer 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4, 4 + 4 is 8 en so word jy dit geleer en dit herhaal jy van die preekstoel af. Korrek. Right? So Ja. in ander woorde, en sodra daai herder vir homself begin dink en sê maar hoor hierso, hier is 'n probleem, dan kom hy in die moeilikheid. Want dit is nie wat die kerk as 'n geheel leer nie. Dit gebeur. Dit gebeur. En dit gebeur Ja, wel. absoluut. Dit eintlik wil ek sê dit moet meer gereeld gebeur. Herders moet meer, hoor hierso, julle moet meer gereeld in die moeilikheid kom vir die waarheid asseblief. Dit sal my hart bly maak, om herders te sien in die moeilikheid kom en sê ek worry nie om in die moeilikheid te kom nie, want ek staan vir die waarheid, want ek het Christus lief en die waarheid maak vry. Dit sal my bly maak. Maar ek sien dit nie gereeld nie. En dan vra jy hoekom? Ek meen as jy weet daar is in sekere instansies goeders wat nie die waarheid is nie, hoekom bly herders daar as hulle weet dit is nie wat die skrif leer nie? Self-preservation. Want 'n herder wat in 'n denominasionele instansie agter die preekstoel staan, het eerstens hy word na gekyk. Sy familie is versorg. Ja. Hy kry 'n inkomste. Ja. Hy is gevestig in sy lewenswyse. Ja. Hy het mense wat opkyk na hom toe. En weet jy wat, nee, nou wil ek terugkom na die eerste video wat ons gemaak het, wat ek vir jou gesê het, Rudolf, nie almal wat agter die preekstoel verkeerde leringe bring, weet hy staan en lieg nie. Asseblief, ek moet dit herhaaldelik sê. Ja, jy kan nie almal onder dieselfde kam skeer. Nee, so as jy aanstoot neem, dan praat ek met jou. Nee? Daai ene. Ja, as jy aanstoot neem, if you take offense, I'm talking to you because then you know what I'm saying and you're getting angry with me. Because if you understood what I was saying, you wouldn't take offense. You'd start listening. Ja. Nee? Is ek verkeerd? Right, okay, nou gaan ons verder. So nie almal wat agter die preekstoel staan en verkeerde leringe bring, omdat hulle kerk leer preek. Nee? Daai ou bring nie die lering uit sy eie uit nie. Hy het nie een oggend wakker geword gedink ek gaan nou agter die preekstoel staan en ek gaan nou net preek wat ek wil nie. Hy het 'n spesifieke lering of 'n dogmatiese tasvol doktrines wat hy moet preek agter die preekstoel uit, omdat die denominasionele instansies se fondasie so sê, the founding statements and their creeds and the institutionalization says that's what he must preach. And by the time he becomes a pastor, he's already submitted to those teachings and he's already made them tight uit hulle vasgemaak in sy hart. En daarom gaan hy in daai instansie en hy gaan word 'n leraar, omdat hy klaar daai doktrines in sy hart vasgemaak het, gesê, maar ek glo dit, omdat hy dit geleer is, herhaaldelik. As jy mooi gaan dink oor 'n denominasionele instansie, dan hoor ons elke tweede, derde Sondag dieselfde op 'n ander manier. Nee. Ek luister. En die probleem is dat wanneer 'n leraar dan kom en hy kom kry, maar wie wat die ding krap aan my, dan dit gaan heeltemal teen dit wat hy geleer het en hy wil homself preserve. 3 redes. Eerstens, hy wil dit nie glo nie. Hy wil nie glo hy is gedupe nie. Nee? Tweedens, hy wil homself preserve. ja. En omdat hy lief is vir die mense vir wie hy preek en wie hy homself mee omring het, ek meen mense raak geheg aan ander mense, wil hy defend. Maar dit is 'n heel verkeerde ding om te doen, want nou defend jy hulle in die kake van die dood. Waar as jy tot insig van die waarheid kom en jy daarin resign, kan jy omdraai en jy kan nog mense saam met jou uit die kake van die dood uitbring. And then you start becoming obedient to the instruction of bringing the harvest. Right. In daai opsig. In daai opsig, ja. Ja, daai konteks, ja. Nou, hier is die ding. Jy kan mense hel toe lief hê with good intention. En dit nie eens weet nie. En dan is daar natuurlik daai wat weet wat hulle doen. En dis hulle skuld dat die leraars wat nie weet nie dit doen. Daarmee kan ek saamstem. Nee, ja. Want daar's ouens daarbo wat weet wat hulle doen. Hulle knie die suurdeeg in die brood in.
Hulle is die hulle hulle is die source of the leaven. Nee? En hulle knie dit Ja, in die kyk, brood in en die brood word gebak en dit word uitgedeel onder die gemeentes. daar is nog 'n rede waarom leraars, jy het nou gesê, Jesus, jy warm sou hier, graag ons wil sien dat meer leraars in die moeilikheid kom omdat hulle Ja, vir die waarheid staan. Nou daar's nog 'n rede hoekom hulle dit nie doen nie en dit is sosiale druk. ja, peer pressure. Wat ja, peer pressure. Wat gaan almal van my dink en sê as ek nou hierdie ding op die lap uitbring? Ja, maar Weet jy wat dink ek aan? Ek dink aan Jesus, my Here. Ek meen, hy kom in die sinagoge vroeg in sy bediening en hy gee die beste nuus ooit vir sy volk. Hy sê hierdie dag is hierdie skrif vervul. Die Gees is op my en ek het gekom om julle te genees. En dis amazing en ewe skielik as jy lees dan draai die trant ewe skielik. Sê hulle maar is hierdie nie die seun van Josef nie. Daar begin hulle om betwyfel. ja, En dit was nie lank nie. Toe begin hy hulle waarsku. ja. Toe sê hy vir hulle luister, julle moet pas op. Ek gaan nou nie al sy woorde herhaal wat hy gesê het nie, maar op die einde van die dag het hulle hom uitgestoot en hulle wou hom van die afgrond Val sy afgegooi. karakter aan. Ja, en daar stoot hulle hom weg. Nou vra ek vir jou, was Jesus gewild onder daai mense? Wel, was Het hy gesoog onder peer pressure was dit om nie Jesus stil wat te bly gesê oor het, die "The waarheid? prophet is without honor even in his own hometown"? Ja, dis presies wat hy vir hulle daar gesê het. Hy het vir hulle basically gesê, luister, julle aanvaar my nie. Maar het hy gesoog onder daai sosiale druk? Nee. Of het hy daarna aangegaan en gesê, hoorie se ouens, ek's nou klaar. Ek kan nou nie meer vir die waarheid staan nie. Dit was nou een te veel. Nee, hy het aangehou. Want hy het geweet wat is die waarheid. Hy self is die waarheid en hy moes dit bring. Hy moes getuig het van dit. Jy weet so maar dan sien jy van die fariseërs hier by die einde van sy bediening sê die skrif van die fariseërs het geglo in hom in die geheim, maar dit nie bely nie. Omdat hulle bang was om uit die sinagoges gegooi te word. Maar is dit nie hoekom Paulus en Petrus ook bietjie van 'n clash gehad het nie? Jy kan bietjie ek weet van die clash, jy kan uitbrei oor hoe jy dit by mekaar uitbring. Wat ek dink is jy weet toe as die Gentiles kom, dan wil hy nie saam met die Gentiles wees nie as gevolg van dit wat die Jode gaan sê van hom en dit wat hulle van hom gaan dink. En toe sê Paulus vir my, jy kan nie dit wil doen nie. So as die Jode nie hier is nie, dan wil jy nou saam met die Gentiles ewe maatjie wees, maar as die Jode kom, dan wil jy niks vir die Gentiles doen nie, want jy's bang wat hulle vir jou gaan dink. Ja, hy het hom so 'n Dis bietjie vasgevat. Jy kan nie dit doen nie. Ja, Paulus sê hy was gefeinst. En daar was ander Jode Daar verdwyn jy weer. lees. Paulus sê hy was gefeinst en daar was ander Jode wat saam met hom gefeinst het. So hy het nog Van die ander broeders. gelei ook om dit te doen. En hy het hulle nie reg gehelp nie. Nee. Maar dieselfde man staan voor jy weet die en hulle sê vir hom, ons gaan jou laat gaan. Ekskuus, en ek praat nou bly uit my eie woorde uit want ek wil die prentjie skep, jy weet dit help nie ons ons regurgitate nie die skrif nie, ons moet dit verstaan. En hulle sê vir hom, ons gaan jou laat gaan, is fyn, jy kan gaan, maar jy mag nie weer van Jesus praat nie, sê wat? Hy sê, moet ek vir jou luister? Of moet ek aan God gehoorsaam wees? Waar gaan ek aan die mens gehoorsaam wees? En dis juist dit, peer pressure. Waar gaan ek nou vir julle luister wat sê ek moet van die waarheid afstaan, terwyl God sê ek moet op die waarheid staan en onder die waarheid leef en in die waarheid wees, want dit sal my vrymaak. En julle wil my vasgevang hou in 'n leuen. Luister, dis presies wat nee, ek stem. Daai gedeelte staan in Handelinge 4. Hy sê en hulle het hul geroep en hul bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Amen. Net so. En ek dink daar kom Paulus se woorde baie mooi in. Leraars teenoor mekaar. Wanneer dit kom by die skrif. Paulus sê moenie meer dink van jouself
as wat die skrif jou leer nie. Ja. En hierso sien ons die skrifgeleerdes en die fariseërs teenoor Jesus se apostels sê vir hulle, hey, julle moet stil bly. Julle kan nie die waarheid praat nie. Maar Petrus sê vir hulle, luister, God het gesê. Ja. God het, dit is sy woord. En nou wil julle hê, ek moet stil bly oor sy woord? Kyk nou, aan wie se kant is jy? Aan God se kant? Dis 'n retoriese vraag. Nee, dit laat my dink aan die reformers. Dit vat my Ja. terug reformatie toe. Ek meen, daai manne is dood aan die styk vir die waarheid. Ja, Daai manne het ek gaan eerder dood, Ja. jy kan my maar verbrand ook is reg. Hulle het Wycliffe, as dit korrek nie van wrong, maar hulle het Wycliffe se bene opgegrou en hulle verbrand. Maar dit is wat hulle gedoen het. ja, hulle het, wat noem hulle dit? Excommunicate. No. After death. They exhumed his bones and burnt him afterwards. Hulle weer gaan opgrawe. O ja, Ja. En toe brand hulle sy bene. wys jou net die haat wat in hulle hart was, né? Maar die feit dat die manne besluit het, hoor hierso, tot die dood toe man. Ja, Tot die dit dood moet toe. vir iets sê. Ons staan nie af. Klink soos die apostels. Ja. Klink soos die apostels, ja. En en Kyk. snaaks genoeg net Johannes wat nie deur die hande van ander mense dood is nie. Jy weet, baie mense sê van die apostels, ja, maar hoe weet jy dit wat hulle verkondig het is die waarheid? Dan kom hierdie vraag op. Maar wie sal hulle self vrywilliglik laat doodmaak op die gruisamste maniere as dit nie die waarheid is nie? Hulle het nie geld daai uit gekry nie. Al wat hulle actually daai uit gekry het is die ewige lewe, wat dit net alles nog meer bevestig. Wow. Nou gaan ons oor na die hervormers toe, want jy het 'n vraag, jy het 'n stelling gemaak. Hulle het hulle lewe neergelê. Hoekom? Omdat hulle geld daai uit gekry het? Nee. Omdat hulle In fact, getwyfel het? Wat? Presies, hulle het geweet dis die waarheid en hulle was bereid om daarvoor te sterf. Hulle is vas oortuig daaroor. Ja, Ja. ja sê. Vaste oortuiging. Dis al wat jou bring tot by die aflê van jou lewe. Sal. Dis reg. En Vaste oortuiging van die waarheid. Dit is vir my die mooiste ding om te kan sê, Ja. maar weet jy wat? Ek weet vir 'n feit sonder twyfel dat dit wat ek hier vashou en wat ek volg is die reine waarheid. Want dit maak my hart skoon. Ja, dit doen. Dit maak my hart skoon om te weet ek kan voor die Here staan en sê, Here, in my menslikheid het ek foute. In my Ja. menslikheid is ek nog steeds. Paul says it. He says the good I want to do I do not do, and the evil I don't want to do I keep on doing. So when I do what I don't want to do, is no longer I who do so, but the sin that lives within inside of me. Yet I strain forward towards the goal, which is Christ Jesus. En ek kan vir die Here sê, Here, ek doen dit met 'n opregte hart op soek na die waarheid. Ja, amen. Want dit is al wat my kan vrymaak. En wanneer ek verstaan dat ek eintlik vasgevang is in 'n wêreld wat beheer word deur die bose, en dit net die waarheid my kan vrymaak, dan is daar so 'n honger binne in my vir dit, want ek wil vry wees Ja, in Christus Jesus. ja. En ek is so bang dat ek my broer maak struikel. Want die woord sê, hy wat sy broer laat struikel, sal die nagevolge van sy sonde dra. Ja, Nee? En hoe laat ek my broer struikel? Deur verkeerde leringe. Dis 'n manier om hom te laat struikel. Deur hom kwaad te maak en teen hom te sondig, laat ek hom struikel. en dit bring ons terug by hermeneutiek. Hermeneutiek. It's all Daar about sê. exegetic, hermeneutic principles. Dink vir jou so daaroor. Die voorbeelde wat ons nou genoem het van Jesus wat uit die sinagoge gejaag is en verwerp is. Paulus en Petrus en Johannes voor die Sanhedrin. Wie het ons nog opgenoem? Die Jou klank verdwyn, Rolof. Jy's terug. Jy's terug. is ek terug. Ja. Wat was die verskil? Dit was die verskil in opinie. So dis wat dit was. Petrus en Johannes het gesê Jesus is die seun van God en die Fariseërs het gesê is nie. Ja. Verskil van opinie. Wat het hulle dit gekry? Jesus het dit verkondig en hy het uit die skrifte dit vir hulle uitgelê. Die Fariseërs het dit probeer doen en dit gemis. Skrifinterpretasie verskil. Skrifinterpretasie verskil en understanding difference, want ek dink nie die waarheid, die ding is die, nê,
wanneer dit kom by die skrif, dan maak opinie nie regtig saak nie. Dit tel nie. Hoor jy my? Ek hoor jou. Okay. Ek hoor jou, dis 'n verskil van opinie. En almal het opinies. Ons almal het, nee? Maar as ons die skrif benader in hermeneutic exegetic principles, then my opinion does not matter. I need to come to the scriptures without an opinion and let it form my opinion. Yes. So that my opinion is subject to the truth, not the truth subject to my opinion. Sodat my opinie die waarheid is. Ja. En dan is dit 'n understanding. It becomes an understanding of the truth. Ja. Because I can understand or misunderstand, but I can't do both at the same time. So skrifinterpretasie en die kuns of die wetenskap en die werk daarvan is geweldig belangrik. En ek dink alles wat ons gesê het tot op die stadium in die video of opname kan dit baie duidelik tentoonstel. Die voorbeelde, die skrifte, die skrifgedeeltes wat ons aangehaal het, die versies, die definisietjies en goeders wat ons oor gepraat het. Dit is baie duidelik. Ja. Dit is belangrik. Ons moet en dis wat ek graag vir die luisteraars wil los. Ek wil hulle oproep om aandag daaraan te gee. Ek wil hulle vermaan om te sê, luister, kyk nou hierdie manier van doen of skrif interpreteer, gaan ondersoek dit, gaan lees dit en vra die Here om jou te help om dit toe te pas. Ja. Op die regte wyse. Ja. Maar ek dink ons sal ook vorentoe prakties te werk gaan met die skrif. Ja. Ons is nou nog in 'n stadium van ons is besig om te gesels en die luisteraars leer ons ken en as ons die tegnologiese goedjies uitgesorteer het wat ons nie soveel hiccups gee nie, dan gaan ons 'n bietjie gadgets kan inbring om prakties te raak op die skerm. Ja, so weer eens as daar boffe na buite is wat blogging en streaming 'n boffenin is, asseblief man, so 'n bietjie advies sal goed wees. Ons sal dit waardeer wat se sagte ware ons kan gebruik maar ek sal ook nog soek, maar wat prakties werk sonder enige glitches, jy weet. Want ons is so 'n bietjie ver uit mekaar uit, nê? Ek en jy. Ja. Ja. En dan maar goed. So ja, net 'n laaste ding, soos ons aangaan, sal ons meer prakties ook na die skrif begin kyk. Ons sal dit, soos jy sê, wanneer ons die tegniese dinge uitgesort het, dan sal ons ook op die screen share tegnies wys hoe ons te werk gaan aan skrifinterpretasie, hoe ons die skrif met mekaar vergelyk en hoe ons op konklusies kom. En dan sal ons ook begin bewyse gee van die uitlatings wat ek maak, né? Ja. Ek sê dit is so, maar waar staan dit in die skrif? Daar staan dit. Hoe het ek daarby uitgekom? Ek het so en so en so gemaak. Okay. En hoe lyk dit in die praktyk? Kom ons kyk die video. Ja, sulke tipe van. Ja. Hoe lyk dit? Waarvan praat ons? Ons praat van dit. Kyk gou hier. Nee, en dan raak dit baie interessant, want daar is baie dinge om na te kyk. Dit is wow. Okay. So jy gaan vir ons afsluit. Ek gaan ek wil net weer mention, ek weet ons is nou al bietjie oor die tyd, maar onthou asseblief ons webtuiste, ek sal nog aan hom gaan werk, is www.right2serve.co.za. Julle kan ons daar vind en daar is ook ons kontakdetails as julle enige vrae het. Julle is welkom om ons te kontak. Ons sal ons beste doen om julle te antwoord so bes ons kan. En baie dankie dat julle kyk en dan sal ek vir ons afsluit, ja. En bid vir ons bediening asseblief. Ek sal so maak. Kom ons maak ons harte stil voor die Here en maak ons so toe. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ek en my broeder het om die waarheid van u woord in te delf en dit wat ons vind, Here, te deel met ons medemense. Die mense wat u so lief het, Here. Here, ek bid vir hulle harte, dat hulle harte, Here, deur u ingewendheid, Here, sal goeie grond word. Dat u Heilige Gees dit so sal werk binne in hulle, Here, dat hulle ontvanklik sal wees vir die waarheid. Maar dat hulle ook hulle gedagtes sal beskerm, hulle harte sal beskerm teen die suurdeeg van die Fariseërs, Here.
dat U dit vir hulle sal moontlik maak om die waarheid agter te kom, te sien en lief te hê. Here, dat hulle U kan navolg en U vryheid kan ondervind in die waarheid. Here, en terwyl ons dan ook U skrif indelf, Here, en terwyl ons studeer, ek en my broeder, en terwyl ons die video's maak en ons die bediening intree, Here, in gehoorsaamheid aan U roeping, bid ek, Here, dat U ons sal seën. Ek bid, Here, dat U hand op dit sal wees, dat U ons sal lei, Here, en dat U ook 'n wag voor ons monde sal sit, sodat ons ook nie, Here, die fout maak om nie die waarheid na te jaag nie. Dat ons nie die fout sal maak, Here, om per ongeluk die verkeerde ding te sê op die verkeerde tyd nie, maar dat ons op ons hoede sal wees. Here, dat ons aandagtig sal wees, en dat ons altyd gewillig sal wees, Here, om deur U waarheid en U Gees gelei te word in die skrif, en dat ons sal gewillig wees, Here, om daaraan onsself onderdanig te maak, sodat U ons kan vorm, want U is die pottebakker, en ons is die klei. Here, wees ook so saam met elke een wat na ons luister, waar hulle vanaand dan ook en in die week sal verder gaan, lei hulle, Here, beskerm, behoed en bewaar hulle, voorsien in almal se node, Here, en wees U vir ons 'n God van nabyheid, sodat ons U kan navolg tot 'n lengte van dae, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, broeder. Daar sê, En soos ek so bid, begin die donder weer hier buite slaan, nou maar. mooi man. Ja. Dankie vir die gebed. Vrede vir jou, vrede vir julle luisteraars. Mag die Here vir julle ryklik seën. Ja, so ek in, daar sê, lekker aand verder.